Broers en susters, jy weet nou, ons is in die 4de Lydingsweek. En vanmôre handel ons oor die tema: hoe hanteer ons terugslae, teëspoed in ons lewe, teleurstelling. En ons kyk na ons lyding in die lig van Jesus Christus se lyding. Kom ons hoor wat sê Psalm 74. Opskrif in die 53 vertaling: die verwoeste heiligdom. 'n onderwysing van Asaf. O God, waarom het U vir altyd verstoot? Waarom rook U toorn teen die skape van U weide? Dink aan die vergadering wat U in die voortyd verwerf het, wat U verlos het om die stam van U erfdeel te wees, aan die berg Sion waar U op gewoon het. Hef U voete op na die ewige puinhope, alles het die vyand in die heiligdom verniel. U teenstanders het binne in U vergaderplek gebrul. Hulle het al tekens as tekens gestel. Dit lyk soos wanneer iemand by hulle omhoog hef in 'n digte plek bome. En nou, die houtsneewerk daarvan het hulle alles met byl en hamers stikkend geslaan. Hulle het die heiligdom aan die brand gesteek, tot die grond toe het hulle die woonplek van U naam ontheilig. Hulle het in hulle hart gesê: laat ons hulle almal saam onderdruk. Hulle het al die vergaderplekke van God in die land verbrand. Ons sien nie die tekens nie. Ons sien nie ons tekens nie. Daar's geen profeet meer nie. En by ons is daar niemand wat weet hoe lank nie. Hoe lank, o God, sal die teenstanders smaad aandoen? Sal die vyand U naam vir altyd verag? Waarom trek U U hand, ja U regterhand terug? Dis die hand van krag. Trek dit uit die boesem, vernietig. Nogtans is God my koning, van die voortyd af, wat verlossinge werk op die aarde. Jy hoor hier in die Psalm kom die draaipunt na God toe terug. Nogtans is God my koning, van die voortyd af, van verlossinge werk op die aarde. U het deur die sterkte die see geklief, U het die koppe van die seemonsters op die waters verbreek. U het die koppe van die Leviathan verbrysel. U het hom gegee as voedsel vir 'n volk, vir woestyndiere. U het fontein en stroom oopgeslaan. U het standhoudende riviere laat opdroog. Aan U behoort die dag, aan U behoort die nag. U het hemelligte en son vasgestel. U het al die grense van die aarde bepaal, somer en winter. U het hulle geformeer. Dink hieraan. Die vyand het die Here gesmaad, en 'n dwaase volk het U naam verag. Gee aan die wilde diere die siel van die tortelduif nie oor nie. Vergeet nie vir altyd die lewe van die ellendiges nie. Aanskou die verbond, want die donker plekke van die land is vol wonings van geweld. Laat die verdrukte die beskaamd terugkom nie. Laat die ellendige en behoeftige U naam prys. Staan op, o God, verdedig U saak. Dink aan die smaad wat U die hele dag aangedoen word deur 'n dwaas. Vergeet nie die geroep van die teenstanders nie. Die rumoer van die opstandige vyande wat altyd deur opgaan. O almagtige, allerheiligste God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons dank U, Here, dat ons dit kan waag om in die naam van Jesus Christus tot U te nader vanmôre. Ons besef ons eie onvermoë, ons bevlektheid, ja, ons is met skuld bedek, misvorm deur sonde op sonde.
En daarom kan ons alleen in die naam van ons Verlosser, ons Redder Jesus Christus voor U staan, en pleit, Here, praat met elkeen van ons. So ons pas gesing het, spreek, Heer, want U dienaars, U kinders, ons luister almal graag. En help ons deur die werking van die Gees om ook te doen, nie net te hoor nie, maar te gehoorsaam, werklik met aandag te luister na U woord, daaruit te put, en voluit te leef, al is hierdie wêreld toe deurmekaar. Ja, Here, ons bid vir almal wat worstel met hulle besondere terugslae, teenslae, teleurstellings, die wat ernstige siekte moet hanteer, waarvoor ons nie raad het nie. Die wat selfs worstel met lewe en dood. Elkeen wat worstel om finansiëel te oorleef en altyd die punte bymekaar te kry. Verhoudingsprobleme, huwelike wat op die rotse loop, gesinsbande wat verbreek, en so kan ons voortgaan. Bovenal die ellende in ons land, o Here, dit is so groot, dit is so gruwel, wat ons daagliks moet hanteer en beleef, maar ook dwars oor die wêreld, waar daar oorloë is, en mense alles wat hulle het verloor, en wees, en leeg en arm, en in nood staan, op 'n verwilderde en 'n verwoeste wêreld. Praat met ons vanmôre, Here. Geef vir ons weer hoop, dat elkeen van ons ook sal weet, hoe ons omstandighede moet hanteer. Ons lyding, ons swaar kry. Want ons ken U lyding deur die woord. Maar Here, dit is so groot, dit oorweldig ons klein bietjie lyding in hierdie wêreld. Ja, soos die woord sê, al sit ons almal se lyding saam in een skaal, Romeine 8. En ons kyk na die heerlikheid in die ander skaalpan, die heerlikheid wat vir ons voorlê in Christus, dan weeg ons swaar kry niks daarteenoor nie. Praat met ons, Here, dat ons perspektief kan behou, die oog op U gefestig, kan weet, U is ons redder, ons verlosser, die koning van alle konings. Praat, Here, ons luister graag. Amen. Ja, broer en suster, ons het gesê die 4de Lydingsweek. En as ons hierdie pad stap daar na Golgotha, dan is die fokus veral op die verskriklike lyding wat Jesus Christus moes beleef in hierdie wêreld. Dink ook aan die lyding wat in die wêreld plaasvind. Dink jy almal sien dit op die sosiale media, hoe gruwelik die plekke lyk, daar waar alles gebombardeer is, en vernietig is, en platgeslaan is. Dit gee mense so 'n bietjie 'n prentjie van hoe dit moes lyk in Jerusalem, toe hierdie psalmdigter daaroor skryf en gepraat het. En dit waarmee ons almal worstel, hoe hanteer jy jou hartseer, jou teleurstelling, jou terugslag, jou teenspoed. Ons moet altyd, wanneer ons daarmee worstel, dink aan die lyding van Jesus Christus. Wat sê Psalm 74 vir ons? Dit is belangrik om eers na die agtergrond te kyk van hierdie psalm. As jy mooi geluister het, sou jy hoor, dit moes plaasgevind het so 586 voor Christus. Dis die tyd waarin die Suidryk eintlik platgeslaan is deur Babylonië. En die mense weggevoer is. Hulle het alles vernietig. As jy op die kaart kyk, Nicolaas, ek weet nie of jy die kaart al op het, is hy op. Op die kaart sal jy sien waar is Babylonië, so regs bokant op die kaart. In hierdie stadium praat ons van Baghdad. Dis die area tussen die twee riviere, die Tigris en die Eufraat. Jy ken dit van die tuin van Eden se dae af. Die woord Mesopotamië wat daar tussen die riviere lê, kom van twee woorde. Die een is Meso wat beteken tussen. Die ander een is Potamos wat beteken riviere. So dis die area tussen die twee groot riviere, die Eufraat en die Tigris. Daar in die noord. Ons praat ook eintlik van daardie deel hier so van die Middellandse See af om na Babylonië toe as die vrugbare halfmaan. Dit is baie meer vrugbaar en boomryk en waterryk as die ander dele.
Die Babiloniërs neem die Suidryk in, en as jy nou kyk na Israel op die kaart, die linkerkant, 'n ou klein flentertjie aarde. Dit is eintlik vreeslik as jy dink, deur al die eeue, hoe dat hierdie volk van die Here moet veg om te bly voortbestaan. Jy weet ook die afgelope tyd sommer 3, 4, 5 terroriste groepe wat gelyk op hulle neersak, en hulle moet bly staan. En jy bewonder dit eintlik, want al die ander dele, as jy kyk na Arabië en die Jordanië en Libanon en op boontoe ook Irak, Iran, dan is dit maar 'n ou klein stukkie aarde hier teen die Middellandse See. Maar hulle begeerte is die terroriste om hulle van die aarde af weg te vee. En dit het ook al gebeur in hierdie tyd. Baie dankie, dit het ook al gebeur in hierdie tyd waaroor die psalmdigter nou skryf. Waar hierdie klein volkie van God, onthou die 2 stamme was nou Benjamin en Juda hieronder in Jerusalem, en die ander 10 stamme was in Samaria, wat al vroeër 722 weggevoer is. Nou hier 586 word nou hierdie laaste 2 stamme ook weggevoer na Babilonië. Dit is 'n verskriklike tyd. Babiloniërs het al die vooruitstrewende lande en mense rondom hulle aangeval, hulle oorweldig, hulle vernietig. So maklik met Jerusalem. En daar is nie 'n ander woord voor as om te sê op 'n barbaarse wyse nie. Hulle slaan die huise plat, hulle slaan die tempel plat, stikkend. Daar niks van hom oorbly nie, en hulle plant eintlik hulle vaandels daar om te sê, ons is nou hier die mense wat regeer. Hulle was so wreed. Hulle het al die ou mense, veral die ou manne, doodgemaak, maar op 'n gruwelike manier, stok deur hulle maag gedruk, en dan plant hulle dit reg op dat hulle daar so hang en stadig gaan sterwe. Die van die wat die geskiedenis ken sal dit dadelik herinner aan dit wat met Pieter Tiefelo ook gebeur het, deur die barbare wat die stokke ook agter hulle ingedruk het en so regop geplant het. 'n Wrede manier, barbaarse manier, kan nie sê anders as dit nie. Maar die res, die vrouens en die kinders en die jong manne word weggeneem in ballingskap, want hulle is nog bruikbaar. Jy sal onthou, Daniël en sy vriende was ook so weggevoer. Nou is die psalmdigter wat hy skryf, een van die mense wat hierdie verwoesting aanskou het, en nou kom kla hy by God, hoe verskriklik dit hier lyk. Hoe kan God toelaat, 'n liefdevolle God, hoe kan hy toelaat dat dit met sy volk gebeur, dat alles so vernietig word en dat mekaar geslaan word? Maar as hy so klaar, dan besef hy weet hierdie selfde volk vir wie God so lief is en so goed was deur die jare heen, hulle het God vergeet. Hulle het hom nie werklik meer uit hulle harte in opregtheid gedien nie. En as jy mooi na luister, want 'n mens kan baie maklik in hierdie struik trap om formaliteite te pleeg wat nie uit jou hart kom nie. Want die getuig van 'n opregte, intieme verhouding met die lewende God nie. Ja, hulle het ook hulle offers gebring na die tempel toe, uit gewoonte of bygeloof. Nie regtig in verootmoediging voor God vanweë hulle swakheid en sonde nie. Nie in opregte liefde en dankbaarheid vir God se goedheid en genade nie. So die psalmdigter weet, hulle het weggedraai van die Here af. Maar hy worstel nog steeds, waarom? Here, waarom is U so kwaad vir ons? Is daar vir ons geen hoop nie? Gaan U ons dan altyd verstoot? Wonder wie van ons, van U en ek, wat hier sit vanmôre, het ook al sulke tye beleef. Dat jy wonder, nou, maar waar is God? Het Hy my verstoot? Het ek so droog gemaak en so gesondig dat Hy so kwaad is vir my? Gaan die psalmdigter, hy stap as dit ware daar in die tempel in Jerusalem tussen die bouvalle en die, so Engels sê, die rubble, die gemors rond. En hy vra eintlik, Here, kom stap saam met my hier. Kom kyk wat 'n gemors is hier aan die gang. En dink tog in die tyd ook aan die volk. Dink aan wat lank gelede gebeur het toe hulle gedien het. Aan die Sionsberg waarop hy gewoon het. Hy het mos geglo, die tempel is die plek waarin God woonagtig is. Hy sê, Here, waar is U nou? Kom loop saam met my deur hierdie plek en kyk en beleef hoe aaklig dit lyk en hoe swaar ons kry.
Mense kry regtig die indruk en die gevoel van hoe verskriklik, stikkend en seer en verneder die psalmdigter voel. En hy pleit eintlik by God vir hierdie volk van hom. Want alles waaraan hy en die volk vasgehou het, waarop hulle vertrou het, waar hulle tuis gevoel het, is platgeslaan. Is afgebrand. Tot op die vloer. Oupas en oumas is vermoor op 'n gruwelike manier en ons geliefdes weggevoer. Dan kan hy nie anders as om te sê, Here, hoe lank gaan dit nog aanhou? Kan dit erger wees? Hoe lank gaan U ons nog so verneder? Gaan die vyand altyd U naam belaster, want dit is mos maar altyd die stryd tussen die lewende God en die afgode. En hy pleit eintlik om te sê, wil U nie maar as lewende God oorneem en wys U is God, nie die afgode nie. Ek hoop jy het ook al so gevoel. Want sulke tye maak dat jy regtig op jou knieë voor God gaan staan. Ons hoor baie keer mense sê in hulle nood, dit help nie. Ek bid en ek bid, maar die gebed slaan net in die plafon vas. Dit kom nie deur na God toe nie. Waar is God? Hoe lank nog gaan hy stil bly en nie reageer nie? Waarom help hy my nie in my nood nie? Maar dan moet daar in ons lewe, soos hier in vers 12, in die lewe van die psalmdigter, moet in ons lewe ook 'n duidelike draaipunt kom. Is so, dis gruwelike dinge wat ons beleef. Nou suster, ek dink dis verskriklik. Mens huiwer om dit te sê, maar ek kry al meer en meer die gevoel ons is midde in 'n derde wêreldoorlog, vir die nippertjie daarvan. Daarom is al so deur mekaar, nie net in ons gesin en ons familie en ons land, ons volk nie, maar dwars oor die wêreld lyk dit aaklig. Dan sê die psalmdigter in vers 12, hy besef, hy kan eintlik niks daaraan doen nie. Hy is hulpeloos. Al wat ek kan doen, sê hy, is om na God toe te draai en te roep en te pleit vir sy redding. Want hy onthou nie weer wie hierdie God is met wie hy praat. Hoe almagtig is hy. In die vorige gedeelte het hy nou gehoor dat hy sê, Here, U het ons vergeet. Maar hy besef nie die waarheid is. Ek en U volk, daardie volk wat U op 'n stadium gesê het, as 'n babietjie opgetel het in hulle bloed, hulle skoon gewas het en gelei het tot volwassenes, het U vergeet. Dis nie God wat ons vergeet nie, ons het U vergeet. Ons gaan met God toe en ons pleit by God, sê hy, dat ons spot almal met ons en met hom. Nee, my God, die lewende God van hemel en aarde, die koning van alle konings, heers en regeer nog van altyd af. Hy alleen kan redding bring in ons lewens en dwars oor die wêreld. Daarom moet ons goed onthou en moet ons maar gereeld sy woord ook lees, wie hierdie God is en waartoe hy in staat is. Want hy's baie groter as die grootste wat ons aan kan dink, sterker as die ergste pyn van ons lewe. Hy's magtiger as al die omstandighede wat ons wil verdring in hierdie wêreld. Daarom sê die psalmdigter, dit is deur U mag wat U die see onstuimig gemaak het. Dis deur U mag dat selfs die Leviathan, ons het nou eendag ook gesê, die monster waarna hulle gedink het dat daar in die see is met klomp slangkoppe, wat die grootste, ergste boosheid is wat daar ooit kan wees, selfs hom vernietig U. U vernietig die boosste boosheid wat daar is. En dan sê hy 'n belangrike ding wat ook geld vir die Babiloniërs en die ander volkere, wat die natuur as afgode aanbid, soos die son, die maan en die sterre. Sê nee, die ware God heers ook oor hierdie natuurelemente. Dit is in sy hand. Die tyd is in sy hand. Die seisoene is in sy hand. Die hele aarde hou hy in sy hand vas, die hele kosmos. My God, sê die psalmdigter, jou God is sterker as al die pyn en die hartseer en teleurstelling. Hy hou dit in sy hand. Broers en susters, wat 'n wonderlike ontdekking eintlik, as mense dit weer gaan oordink. Veral op pad
na Golgotha in hierdie lydenstyd. En 'n mens worstel so en jy wonder, wanneer gaan dit goed tog regkom? Dis al soveel jare chaos in ons lewe. As jong mense het eintlik 'n chaos groot geword. Wanneer kom daar 'n draaipunt? Ja, die wêreld is nie altyd lekker nie. Dis 'n wrede plek. Dit is altyd maklik om daar te bly nie. Beleef ons almal ons terugslae en teenslae. En dan kry mens die gevoel ons verloor God dalk. Nee. Ons moet daar in geloof teruggaan na God toe. Verby die pyn en die lyding en die kommer en die swaarkry kyk en onthou wie God is. Dan kan ons weer met oorgawe bely. So die psalmdigter sê, God regeer te midde van die chaos. Want onthou jy daar op Golgotha toe Jesus sy laaste asem uitblaas in sy lyding. Wat het gebeur? Toe word dit donker oor die hele aarde. Net God kon dit doen. Geen ander mag, geen mens kon die son se lig uitdoof nie. Net God kon daaroor heers. Aardbewings het plaasgevind. Grafte het oopgegaan. Die voorhangsel is middeldeur geskeur. Baie belangrike gebeurtenis. Jy weet daardie voorhangsel was so goed geweef, sê meneer, dat jy enige mens om kan skeur nie. Maar God skeur hom van bo tot onder oop. Maar so simbolies is daarvan dat die lewende God neerdaal en tussen ons kom woon in Christus en weer die verhouding met ons herstel. Daarom moet ons môre by die psalmdigter leer en kan ons saam met hom bely. Maak nie saak hoeveel terugslae ons al beleef het nie. Of dalk nou nog beleef. Maak nie saak hoeveel teëspoed ons het nie. Ons moet vashou daarin, God is die een wat ons kan red. Wat ons nog altyd gered het en ons weer sal red. Dan kom die psalmdigter en hy worstel met God. Hy sê, Here, dink tog aan die verbond wat U met die volk gesluit het. Ek wil in hierdie verbond vashou. Want as ek dit doen, dan hou ek eintlik aan die God van die verbond vas, wat beloof het dat hy met ons sal wees en vir ons die pad vorentoe gelyk sal maak en 'n Kanaan sal voorsien. Dis waaraan hy vashou. En waaraan U en ek ook kan vashou in ons moeilike dae. In die moeilikste omstandighede. Aan God alleen. God wat oor alles en almal heers en regeer. Klou aan hom en jou verhouding met hom vas. So doen die psalmdigter, hy gaan so met sy pyn, met sy worsteling na hierdie God. Stort sy hart as dit ware voor hom uit. Ek wil vra dat jy met jouself eerlik sal wees vanmôre. Wanneer laas het jy regtig so met God gepraat? So jy hart leeg gemaak vir God, voor hom uitgestort, as dit ware in die gees voor hom neergeval op u knieë, op u aangesig neergeval en die hart voor God uitgestort. Want dis die dinge wat ons verhouding met God sterk hou en bou. En wanneer laas jy regtig na God geluister? Jy weet, ons maak baie keer die fout om die Bybel te vat, lees ek gaan met 'n paar stukkies of so, en maak toe, my werk hier is gedoen vir die dag, nou kan ek aangaan. Ek wil amper sê uit bygeloof en gewoonte. Maar wanneer laas jy regtig so die woord oopgemaak, gevra dat die gees van God het as het ware vir die oopbreek, nie net lees nie, maar gehoor en regtig opreg geluister om te gehoorsaam na dit wat God vir u sê. Dan wanneer laas jy stil geword en beleef dat die Heilige Gees in u hart werk en hoe hy u lei en u sy stem hoor, hoe u moet leef in hierdie wêreld. Ons praat baie oor die ellende van ons dag. Ons kla baie oor elke van ons ellende. Maar as ons maar net regtig met God wil praat. As ons volk tog maar net wil terugkeer. En ons hardloop liewer weg. As ons net wil terugkeer na die lewende God met ons klagtes en ons ellende, dan sal ons weer hoop kry. Psalmdigter se klag en sy worsteling verander hier teen die einde in 'n gebed, want hy sê, kom tog o God.
Laat geld tog u reg. Ja, ten spyte van die ongeregtigheid, hou hy aan. God is die God van geregtigheid. Hy sal sy wil laat geskied op sy tyd soos hy goed dink. Daarom klou hy vas. Dis sy hoop. Dit laat hom die lewe aanpak met nuwe moed. Afsluit vir die vraag, broer, suster. Mag u en ek ook te midde van ons teëspoed, ons terugslae, ons hartseer, ons teleurstellings, in opregtheid, mag ons volk ook in opregtheid terugdraai na God toe. En laat ons met opregte gebed tot hom nader. Regtig en opregtheid ons harte, ons alles voor God uitstort. Mag die Here gee dat ons sal hoor hoe hy deur sy Gees met ons praat. Want onthou, hy het ons gered deur die allerverskriklikste lyding van Jesus Christus aan die kruis. En hy kan en hy sal elkeen van ons ook red uit ons haaglike omstandighede. Hy kan, want hy alleen is die ware God van hemel en aarde. Die woord leer ons, Vader, Seun en Heilige Gees. Mag die Here ons daarin help. Amen.